Goeiemôre, dit is Goeie Vrydag, 18 April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek het gister lank gedink oor wat ek vanoggend kan sê, wat ek kan vertel, want daar is eintlik so baie. Maar Goeie Vrydag sê vir ons in 'n paar woorde hoe belangrik dit is in ons geloof, die kruisiging van die Messias. En dan dink ek terug in die jaar 1986, 87, toe ek daar in Angola in die tronk gesit het, alleen, en ek altyd gewonder het, hoe gaan dit by die huis? Wat doen die mense? Onthou hulle, weer die manne daarom nog. En daar links van my, my linkerskouer, staan daar 'n beeldjie. En dit is gemaak van afvalmetale, grasnyer-lemme, koperdraad en staal en heel bo-op 'n bolbering. En dit is gemaak deur 'n Portugese kunstenaar, Fernando de Almeida, Orlando de Almeida, Johannesburg. En hy het dit genoem Monument van 'n krygsgevangene, met my naam en datum aan die ander kant. En hy sê hy was geïnspireerd deur my onderhoud wat ek gehad het met Jesse Jackson, toe dit vir hom was dat ek omkring was, nie net deur tralies en draad nie, maar deur aggressiewe mense, vyhandige gesinde mense, en ek daar alleen in hierdie groot saal in Luanda, omring deur honderde joernaliste van reg oor die wêreld, en eerwaarde Jesse Jackson met sy verkiesingsveldtog wat daar staan, en die joernaliste het my gepeper met vrae, beskuldigings teen ons regering gemaak van daai tyd, die soldate, en ek het hewig teruggeveg teen die massa joernaliste wat net eenvoudig geweier het om my kant, ons kant van die saak in te sien. Gebly stoot het met hulle agenda, en op 'n stadium toe Jesse Jackson sien dat hy kry nie dit wat hy op beeld wil vaslê, 'n erkenning nie, het hy self tot die argument toegetree, waar daar sekerlik vir meer as 'n halfuur 'n direkte bekgeveg tussen my en Jesse Jackson was. En dit was daardie beeldmateriaal wat vir Orlando de Almeida geïnspireer het om daardie monument vir 'n krygsgevangene te maak. En dis juist toe ek dit vandag sien, dat ek terugdink aan al die belangrike dae, my geestelike stryd in die gevangenis, die besluite wat ek moes neem, die keuses wat ek moes maak, die blaam wat ek moes uitsny uit my lewe uit, geduld wat ek moes aanleer, en die aanvaarding dat alles in jou lewe doelbewus gebeur in 'n poging om jou te leer. So as jy nie leer uit jou foute uit nie, gaan jy dieselfde les oor en oor moet herhaal. Maar daar het ek alleen gewees, alleen gestaan, alleen moes weerstand bied teen die wye wêreld.
En baie dae voel ek dat ons as 'n Afrikaner boerevolk net so alleen moes staan, onsself verdedig teen 'n aggressiewe, vyandiggesinde wêreld wat nie die blaam van apartheid kan agterlaat nie, wat met 'n maklike vinger wys, te maklik beskuldigings rondgooi, te maklik saam sweer om ons tot 'n nietigheid te vernietig, om ons weg te doen, om dit wat ons het van ons af weg te vat, om ons uiteindelik doelbewus te vernietig. En daardie dag, toe ek uit daai tronk uitstap, het daar 'n nuwe gevoel van vryheid, 'n gevoel van bewustheid, 'n gevoel van rigting weer in my lewe ingekom. En dit is omtrent hoe dit gevoel het toe 'n groot wêreldleier onlangs vir die eerste keer ooit aan ons klein groep Afrikaner boere aandag gegee het en erkenning gegee het. So simbolies kyk ek na daai teken en Orlando sê die ball-bearing bo op die monumentjie is die goddelike lig wat my beskerm het en my gelei het deur daardie gesprek met Jesse Jackson. Dit is ook wat my gelei het terwyl ek daar in gevangenis was. Dis dieselfde God wat ons nou sal lei, ons Skepper, wat ons deur hierdie moeilike tye gevat het en geneem het, maar wat besef het waarskynlik dat ons as 'n volk gesuiwer moet word. En omdat daar nie gehoorsaamheid was nie, is ons waar ons is vandag. Maar daar sal altyd iets wees, iets waarteen ons soos 'n rankplant kan oprank. En as volk is die rankplant hierdie stadium daardie hand van vriendskap, of dit misleidend kan wees, of dit waar kan wees, goed kan wees, maak nie saak nie, dis uitgesteek. En soos iemand eendag gesê het, as jy in 'n rivier is en 'n stroom water wat jou meesleer, en jy is verlore in hierdie stroom van water, en skielik is daar 'n hand hier naby jou, dan gryp jy daai hand met albei jou hande vas. En eers as jy op die wal staan gered, dan kyk jy na wie se hand dit is. Want daar is so baie mense wat krities staan teenoor die aksies van 'n Trump-administrasie teenoor ons, wat maar net sê, dis misleiding, dit is ook maar net weer 'n plan om ons op 'n ander manier by te kom, maar ten minste staan ons nou op 'n bietjie 'n hoër en droë grond. En ek dink, ons moet dankbaar wees, want die een ding wat ek geleer het, terwyl ek daar in Angola was, in die tronk, veral daarna het ook uitgekom het, was die woord dankbaarheid. Die ander ding wat ek geleer het, was geduld. Dis hoekom ek geduld aan die dag kan lê. Maar dankbaarheid is dit wat ons vandag moet ervaar. Dankbaarheid dat ons 'n Skepper het, waar die Messias aan die kruis gesterf het, ter wille van ons, vir ons redding. En dit gee ons hoop, dat daar vir ons vorentoe redding is. Maar dit gaan vra van elkeen van ons wat wil identifiseer as deel van ons kulturele geloofsgroep. Daardie uitdaging sal wees om dit te erken, om onsself te verootmoedig, die knie te buig,
Nie om te vra nie, maar uit dankbaarheid. Dankbaarheid vir elke lewenslesie wat ons langs die pad geleer het. Wat ons voorberei het om te wees wat ons vandag is. Ek het al so baie met mense gepraat wat vir my sê, maar hulle voel daar lê nog vir hulle baie in die lewe voor. Dit voel vir hulle het dit nie bereik nie. En my antwoord is eenvoudig. Die geleentheid kom. Waar jy dit waarvoor jy voorberei is, prakties kan toepas, dit kan uitleef. Partykeer is dit 'n woord van bemoediging wat jy iemand kan gee. Maar meer belangrik is dit 'n gevoel van positiwiteit wat jy moet kan uitdra. En 'n gevoel van dankbaarheid. En sê, prys die Here. Ek leef. Ek het die voorreg om in hierdie wonderlike land te lewe. Ons weet dit gaan sleg. Maar dankie daarvoor. Want ons as volk moes iets daaruit leer. Ek bid julle almal 'n geseënde Paasnaweek toe. Mag dit vir julle krag bied, ondersteuning bied, maar die ook oor weer fokus op dit wat mag kom. Dankbaar dat ons nog hierdie tyd gegee word. Ons weet nie wat voor lê nie. Ons weet wel dat dit wat voor lê nie so moeilik sal wees dat ons dit nie sal kan oorkom nie. Mits ons vertroue op die regte plek plaas en onsself daarvoor voorberei. Geniet op hierdie Vrydagoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan Dinsdagoggend weer terug by julle. Mooi loop en 'n geseënde naweek vir elkeen van julle.